geweldig baie dinge wat 'n mens elke dag van ons lewe ervaar. Oorloë, uitdagings. En oor terwyl jy net sodra jy dink dat jy oorwinning oor 'n saak, dan kom jy agter nee, wat as nie 'n oorwinning oor hierdie saak hier, daar's môre weer 'n kloetsloop hier. En dan gebeur daar weer 'n ding en weer 'n ding en weer 'n ding. En soms voel ons net, ons staan alleen. Staan alleen in die stryd, staan alleen in die geveg. En daarom wil ek graag vanaand vir 'n oomblik tyd saam met u spandeer in die woord van die Here en met ons, as u net saam met my sal lees, en ons gaan lees uit Eksodus, hoofstuk 17 vers 8 tot 13, hande wat ophou, oorwin saam. Hierdie is 'n baie bekende gedeelte, maar is baie meer en baie dieper dinge wat hierin vasgevang word, wat ons baie keer net so bietjie by verby kyk. En ek wil hê dat u net vandag vir kort saam met my hierin sal deel en die guns van die Here ook hierin sal sien. Eksodus 17 vers 8 lees dan en hy sê, daarop het Amalek gekom om teen Israel by Rafidim te veg. En Moses het aan Joshua gesê, kies vir ons manne en trek uit, veg teen Amalek. Môre sal ek op die top van die hemel staan met die staf van God in my hand. En Joshua het gedoen soos Moses aan hom gesê het, om te veg teen Amalek. Maar Moses, Aaron en Hur het op die top van die hemel geklim. Dan gebeur hierdie, en telkens, as Moses sy hande ophou, was Israel die sterkste. Maar as hy sy hand laat sak, was Amalek die sterkste. Maar die hande van Moses het swaar geword. Daarom het hulle 'n klip geneem en het onder hom neergelê, dat hy daarop kon sit. En Aaron en Hur het sy hande ondersteun, die een diskant en die ander kant. So het sy hande dan vasgebly tot sononder. En Joshua het Amalek en sy volk met die skerpte van die swaard 'n neerlaag toegebring. As kerngedagte hierdie gedeelte, maar die hande van Moses het swaar geword. Ons ken hierdie verhaal en daar's seker al tientalle preke in die lewe hieroor gebring. En baie dinge daaroor gesê, maar ek wil net vanaand vir u sê, wat doen ons, of 'n vraag vra, wat doen ons vanaand, as ons broer se hande in die stryd moeg word? Ons het telke male deur die tyd wat ons in die bediening is, in die jare wat ons in die bediening is, het ons gesien dat mense, een oomblik is hulle nog in oorwinning en die Here is besig met groot oorwinnings in hulle lewe, en eers kom jy agter dat daardie persoon raak moeg. Daardie persoon, dis asof hy wegkwai, en of hy net nie meer opdaag nie. Ons sal ook sê, ons sal dalk sê op 'n manier is, hy arriveer nie meer nie. En dan later van tyd, dan roep ons uit, dan sê ons, ja, maar hierdie ou is nou 'n backslider. Hy het nou teruggeval. Hy het nou daar op 'n ding het gebeur, en hy is nou nie meer op die plek waar hy moet wees nie. Maar dan wil ek vir u 'n skokvraag sê, wat het ons gedoen? Om totdat hy in die oomblik in die stryd was, sê hy hande op hoog hou. Maar Here, ek weet nie van sy stryd nie. Here, ek weet nie van sy oorlog nie. Dan wil ek vir u sê, as jy net so 'n paar skrifte hier kan teruggaan, wil ek gou vir u net daar ietsie wys. En Moses het aan Joshua gesê, kies vir ons manne en trek uit. In vers 10 sê hy, en Joshua het gedoen soos Moses aan hom gesê het, om te veg teen Amalek. Maar Moses, Aaron en Hur het op die top van die hemel geklim. Hierdie is iets wat baie min kinders van die Here vandag nog doen, is om soms saam met jou broer op die hemel te klim. Ek sien hom, ek weet van hom, en soms weet ek ook van sy omstandighede, maar as gevolg van keuses, besluit ons om nie saam met hom op sy weg te klim nie. En dis hier, waar baie kinders van die Here misluk.
Dis hier waar die mislukking in baie mense se lewens nie meer kragtig, nie meer wonderlik is nie. En dan draai ons vinnig om te sê, ja maar, ons het probeer, of ons weet nie wat met hom ingaan, ons weet nie wat is die, ons weet nie wat is daai nie. Die hele geheim, jy kan hom nie alleen los nie. Die woord van die Here verklaar en praat eintlik intens met elke kind van die Here. Jy mag nie jou broer alleen los nie. Dis vinnig. En in 'n oomblik kan ons iets sê van iemand. Maar die aanklag is, onthou ken nie die ou gesegde wat sê, jy point my met een, maar daar's 3 wat terugwys na jou toe. En dis presies wat jy kan vat en kan terugwerk na hierdie gedeelte. Niks het uitgewerk nie. Maar wat het gebeur? In die bedieningswêreld sien ons vele kere hoe dat die Here mense lei in 'n spesifieke rigting, 'n spesifieke ding, en later van tyd dan hoor jy die mense sê, ja, ons het geweet dit gaan nie werk nie. En dis wat die gevaar lê. Want min van die volk het saam uitgetrek. Jy kry dit en jy sien dit vandag selfs op die sportveld. En ek het dit al gesien, die ou wat op die paviljoen sit, kan altyd beter rugby speel as die ou wat in die wedstryd is. Het jy al agtergekom, ek weet nie of die Blou Bull supporters is hier vandag nie. As die Blou Bulle en die WP en die Leeu's en hierdie manne teen mekaar speel, as hulle sien die fout lê in die span, dan draai hulle om en dan sien die hele kring, dan bly hulle in die ref, né? Dis mos die sport wat en ons kan blameer. Die feit van die saak is, God het nie een kind van die Here geroep om op die kantlyn te sit. 'n Kind van God is nie bepaal om op die kantlyn te sit nie. Hier's 'n paar komponente in hierdie gedeelte, en ek gaan so 'n klein bietjie by van hulle stilstaan, maar ek gaan by die belangrikste een gaan ons eintlik by stilstaan vanaand. Die eerste 3 komponente is 'n volk wat gewillig is om uit te trek en die vyand aan te durf. En ek wil dit met baie groot, ek moet dit seker baie versigtig sê, met groot versigtigheid vanaand sê. Baie mense wil in die kerk moet vorentoe gaan, maar min mense is bereidwillig om uit te stap en die vyand aan te durf. Min mense is bereidwillig om die onmoontlike te vat en weer op plekke in te beweeg, ten spyte van wat die situasie in die land is, ten spyte van wat hoe kan ek sê, wat die klimaat is ten opsigte van die geestelike dinge, is dit baie maklik om te sê, ag, daar's 'n paar gewilliges dat hulle maar gaan. Dit werk nie so nie. As jy hierdie gedeelte gaan lees, sal jy agterkom dat die volk het uitgetrek teen die vyand. Die volk het uitgetrek. En dan was daar die derde rolvertolker, of die tweede rolvertolker in hierdie gedeelte was Joshua. Manne en vroue wat bereidwillig is om die leiding te vat as ons in die oorlog uitwerk. In die weermag het hulle altyd gehad, die broers wat ooit in die weermag was, het hulle gesê, ons soek 'n volunteer. En as daar nie volunteers nie, almal bly doodstil kyk. As nie volunteers nie, dan piek hulle 'n volunteer. En dan moet jy gaan. Maak nie saak wat dit is nie. En dan was die geheim altyd, en ek sal nooit vergeet, ons het 'n korporaal gehad, ek is 'n vreeslike skreeuer en 'n raas, is wel een van daai korporaals wat gekom het en vertel hoe sleg jou ma jou groot gemaak het en al die goed. Hy was een van daai, hy toe so gebly. As hy soek 'n volunteer, steek niemand hulle hand op nie. Dan kies jy 'n volunteer en sê, gaan jy. En die wat agterbly, het pak gekry. Ons het gehardloop wat ons tonge op die grond gesleep het. Ja, julle los ons nou julle buddy alleen en dan stuur hy ons. Dan gaan julle. Ons het gehardloop, bome en klippe en jy's moeg gehardloop. En die aand stap die volunteer wat hy uitgekies het en hy gaan sit op 'n plek en hy doen die lekkerste joppie en alles. En weet jy wat is die groot ding wat hulle jou eintlik daar leer is? Jou maat kan nie alleen in die oorlog uittrek nie. Jou kerkbroer kan nie alleen in die bediening staan nie. Dis maklik om te draai en te sê, ja, maar daar is mense wat dit graag wil doen. Die hele volk het geweet dat die dag toe hulle moes opstaan en teen almal uittrek, toe moes die hele volk staan. En die Here het ook Josua ingestuur wat leiding gevat het en die volk gelei het in die oorwinning.
Maklik om vandag om te draai sê, as hulle so dom is om dit te wil doen, dat hulle mag gaan. Ons sit op die voorrand, ons gaan binnekort, gaan ons so 'n bietjie van 'n uitreik hier in ons omgewing hou. En ek sal wonder om te sien wat ons gaan saam met ons in daai skip klim en daai oorlog voer dit. Die maklikste een gewees hoor nie, was toe Saterdagmôre, ons is almal baie besig, ons gou was goed was. Jy weet, so 'n lang week agter die rug, pastoor, ons het gegoed het, pastoor, ons nie kans gehad, ons gou 'n groceries koop, ons gaan dit doen goed. Ek wil vir u iets sê, dan is ons nie saam in dieselfde oorlog nie. Ek weet ons is baie min vanaand, maar is dit regtig nodig om so stil te wees? Is dit regtig nodig om so stil te wees? Jy kan omdraai sê, maar pastoor, jy besluit om vir die Here te gaan werk, nie ek nie. Maar kan ek jou iets sê? Dieselfde God wat my geroep het u geroep. Dieselfde God aan wie ek my hart en my lewe gegee het u hart en u lewe aan hom gaan gee. Ek is maar bloot net een van die Joshua's wat die Here gesê het, ek gaan jou stuur om in plekke in te stap en leiding te vat om my volk te lei. Nou ek het vanaand so 'n boodskap vir hierdie groepie mense. Daar's 'n oorlog wat God vir ons bestel en vir ons bestem, is ons wat vanaand hier sit, hierdie groepie, gereed om uit te trek en te sê, ons gaan hierdie oorlog ander. Is daar genoegsaam net onder hierdie groepie wat sê, ek is bereidwillig om my hand op te steek en leiding te vat, sou die Here my nodig het om leiding te vat. Dan kom ons by die derde een wat rol speel, die Moses, die Aarons en die Hurs, daardie mense wat in die gees die oorlog begin voer. Nou wil ek vir u sê, as jy hierdie 3 punte vat, jy bring hulle gou by mekaar, dan sê dit vir jou, die kerk is veronderstel om uit te trek en teen die vyand te veg. Die Here gee opdrag aan die Joshua's, hulle wat bereidwillig is om te sê, ons sal leiding vat en ons sal vooruit trek, sodat ons die volk kan lei na die oorwinning van die Here. En dan is daar die mense, wat ons noem hulle die bidiergangers. Ons noem hulle die ouens wat sondaande by die kerk sit. Ons noem hulle my vrou het ons in vroeër jare gepraat van die simpel 7. Hulle wat alles moet doen en alles wil doen en alles gaan doen en goede. En toe sê sy nader dit kan nie, ons kan nie die simpel 7 noem nie, ons noem hulle die briljante 7. Hulle wat bereidwillig is om te sê, ons gaan die knieë buig. Hulle wat bereidwillig is om te sê, terwyl die volke in 'n oorlog uittrek, terwyl die Joshua's besig is om leiding te vat, gaan ons begin om hande te vat. Ek wil vir u sê, geen oorlog in die geesteswêreld, geen oorlog in die kind van die Here se lewe kan geoorwin word as die kind van God en die kinders van die Here nie begin om hande te vat nie. Dit is baie maklik om vanaand te sê, jy weet daai broer, hy was maar al die jare, maar net 'n ou struikelblok in die kerk. Dit is baie maklik om te sê, ja, jy weet, sommige ouens is 40 jaar in die pad en nie op die pad nie. Dit is baie maklik om dit te sê, dit is baie maklik om, jy kry sulke ouens, baie van hulle is baie keer in die pad, maar dit is maklik om te sê, hy is in die pad. Maar was jy al saam met hom in sy oorlog? Hallo? Het jy al saam met hom gestry? Het jy al uitgestap en leiding gaan verskaf terwyl dit in sy oorlog is? Moontlik het God jou nie geroep om leiding te vat nie, maar moontlik het hy jou geroep om in te stap en te sê, ons gaan, maar die Moses, die Aaron en die rolle vertolk en ons gaan, die woord sê, ek het dit al vele kere hier, het ek dit al gekwoteer, hy sê, die verantwoordelikheid van hom wat sterk is om die swakheid van hom wat swak is op jou te neem. En dit beteken nou nie, en die woord sê nie hier, jy moet jou broer se miljoene rande se skuld gaan afbetaal nie. Maar jy sien jou broer het dalk 'n swakheid en hy hou van skuld maak. Ons noem dit in ons terme, toe ek in die bank gewerk het jare terug, het ons gesê, kry ons wat skuldfiksers. Hulle kan vinniger skuld maak as
as die beste Suid-Afrikaanse atleet of rugbyspeler kan hardloop. Hy skop fiks, hy kan dit doen. En hy het 'n probleem. Dan kom jy dit agter. En nou wil ek vir julle sê, dis hier waar die kerk so 'n bietjie verkeerd gegaan het. Kan ek Anton as 'n voorbeeld gebruik? Jy het nou gesien daai Anton. Hy het 'n huis gekoop, nou het hy nie mekaar gekoop. Jy gesien met sy klere begin sy vrou dan. Ek sê vir die daai ouetjie, ek weet nie wat hulle doen nie, maar hulle begin lyk my hulle leef bo op 'n rivierbak plek. Kan ek vir jou iets sê? Jy is besig met die verkeerde ding. Plaas van dat jy kyk en sê, Here, hy is besig met oorwinning, sien hom. Here, maak hom nog groter. Here, maak hom nog sterker. Maak hom nog meer uitstaan. Het ons daai geneigtheid om te sê, en dan oor, dan sien jy, dan sien jy, dit raak so 'n bietjie anders, die mooi voeltuig het weggeraak, daar's 'n goedkope tweedehandse, ons het geweet, dit gaan nie lank hou nie. Dis die kerktaal, wat die kerk vandag praat. Ek het dit op 'n geleentheid gesê, wat gou herhaal. Ek is so bly, dat die Here besluit, wie in my gemeente moet aanbid. Want as daar 'n menslike faktor was, ek sal nooit vergeet, 'n man bel my eendag, en hy sê vir my hierdie woorde, hy sê, hoor hierson, ek stuur iemand daar na julle gemeente toe, maar jy moet daai ou mooi oppas hoor, hy gee groot diende. Sy lekker een daai. Ek sê regtig. Hy sê, joh, hy was vir my goud werd. Ek sê, waarin? Hy sê, broer, hy sê, daai man weet om te gee. En hy wys my so. Ek sê, ek is bly. Ek sê, maar wat braai toe? Door die koninkryk van God. Jy weet, broer, as hy nie geld het, jy kan ons nie projekte loods nie. Ek wil jou iets vertel. Dit is skokwekkend om te dink. Dit gaan oor. My leierskap sal weet, ek het in die week vir hulle gesê, 'n diensknegt van God is nie 'n finansiële bestuurder nie. 'n Diensknegt van God het 'n sielelas. 'n Diensknegt van God is bekommerd oor wat doen hy om iemand nader aan die Here te kry. 'n Diensknegt van die Here is iemand wat instap en sê, my Boeta, ek kom agter in die gees, en jy sukkel, ek kom agter, jy het 'n benoudheid, don't tell me, jy het nie nodig om my te vertel wat dit is nie, al wat jy nodig het om te weet is, ek gaan saam met jou instap, en ek gaan saam met jou hierdie stryd stry. Dis maklik om te sê, ag nee wat, ek het nie nog tyd om met Benjamin se probleme opgeskep te sit nie. God het jou nie geroep om met sy probleem opgeskep te sit nie. Die Here het jou geroep om hom in die gees te vat en hom op te lig. Moses staan op die berg. Hy hoor nie die gekla van die manne in die oorlog nie. Hy hoor nie hoe hulle besig is om te snak na asem as die swaard verby sy kop geswaai het of die spies by sy bors verby is nie. Hy hoor nie as die manne gepynig en seer gemaak word nie. Nee, hy staan op die berg en sy uitsluitlike doel is, ek moet met God kontak maak, sodat die volke in oorwinning kan lewe. Amen. Dit was die doel van hierdie hele oefening. Dit is die doel van die kerk se oefening. Ek wil dit reguit sê, en as ek dit mag sê, gaan ek dit op 'n volgende geleentheid ook sê. Die kerk het gerus geword en te gemaklik geword vir die wat bereidwillig is om voor te stap. Laat hulle maar die pad speel. Laat hulle maar die houe verdien. Ag, ons sal bid dat die Here hulle seën. Ek wil vir u iets sê. God het nie lamsakke in die koninkryk van die hemele nodig nie. Hy het 'n man en 'n vrou nodig wat sal opstaan en sê, ek het nie 'n verskoning nie. As God stuur, gaan ek stap. As God lei, gaan ek lei. En as God sê bid, dan gaan ek bid.
Maak nie saak in watter opsig nie. As ek 'n soldaat moet wees, om deel van die voorste linies te wees, om die oorlog te voer, Here, maak my 'n soldaat. Maar Here, as U my roep om 'n Joshua te wees, uit te stap en te begin lei, maak my 'n Joshua. Here, ek is bereidwillig. Maar as die Here vir jou sê, dis tyd om in die middel van die nag wakker te word en jou hande na die hemele te brei, daar's 'n oorlog. En hoor vandag vir my, elke dag van ons lewe, elke nag waarin ons slaap, is daar 'n geestesoorlog in die geesteswêreld aan die gang vir die behoude van elke kind van die Here se siel en se lewe. Ek hoor van min mense wat nog bereidwillig is om in die middel van die nag wakker te word. Te sê, Here, ek gaan begin soek vir my broer vir 'n deurbraak. Ons leef in 'n tyd, en ek wil dit onomwonde sê, waar alles wat in die kerk gebeur, moet opgehemel word. Ek sê dit met die grootste respek. Daar word vandag meer foto's in die kerk geneem om bemarkingsveldtogte te loods aan die buitekant as wat siele tot bekering kom. Amen. Amen. Punt. Ek het niks daarteen. Maar ek wil vir u iets sê. Ons sal geld spandeer, duisende rande, om effektief die kerk te bemark. Maar ons spandeer nie meer 'n sent om siele vir die Here te wen. Dis 'n skande. Dis 'n skande. Kom agter, daar's baie mense wat aan die kerk se deur kom klop, deesdae. Die een soek 'n broodjie, daai soek 'n koffie, daai soek 'n tandepasta. En ek jou sê, die vorige gemeente waar ons was, het ek dit eendag gesê. Toe sê ek, daar's baie wat vra, maar daar's min wat oorlog voer. Daar's baie wat wil hê, en die kerk moet gee, en dit het ons fokus begin verander. Dit het ons fokus begin verander. Die tyd het aangebreek, dat die Here sê, soms het die Here 'n plan met 'n groepie soos hierdie, vir ons te sê, daar kom 'n oorlog. Is ons reg? Is ons reg? Want in hierdie oorlog sit hier vanaand leidsmanne van die volk. Vir hierdie oorlog sit die manne en vroue wat in die voorste linies gaan instap en gaan help by die oorlog. Is jy reg? Amen. Maar vanaand sit hier ook Aarons, Moses, Aarons en Hurs, wat moet uitstap en moet veg in die geesteswêreld. Jy sien, daar kom 'n tyd wat die oorlog fisies is. Dan kom daar 'n tyd wanneer daar leidsmanne instap om die oorlog te lei, terwyl die fisiese oorlog in die gang is. Maar dan kom daar 'n tyd dat ons agter die geslote deure die gordyne toetrek, die telefone afsit, alles verby laat gaan en ons soek God vir die oplossing en vir die deurbrake wat daar nie meer in mense se lewens is nie. Ek wil vir u vandag sê, ek roep na die Here vir sekere sake in hierdie gemeente en nie wat die Here wil ek moet vir almal bekend maak nie. En ek weet dat ek vertrou die God van ewigheid. Hy gaan dit laat plaasvind, want vir 'n oomblik wil God hê ek moet 'n Moses hê. Ek vra maar net, is daar 'n paar Aarons, is daar 'n paar Hurs wat sonder om te vra sal kom en sê, ek gaan 'n klip onder hom instoot sodat hy kan nie meer staan nie, maar ek kan hom laat sit, want ek kan sy hande nog vir hom optel, nog vir hom oplig. Ek wil vir u sê, 'n predikant wat glo hy kan die vrag alleen dra, staan op die rand van ineenstorting. Want daar's geen pastoor en geen predikant wat hierdie oorlog alleen kan aandurf nie.
gee die Joshua, of enige leier, of leidsman, wat in die bedieningswêreld van God kan ingaan, en die volk kan lei na oorwinning, as hy nie die mense het wat agter hom staan. Sien, die Here kan môre besluit, hy lig vir Michael en Talita uit, verboek aan die gemeente, en dan sal jy mense kry wat môre, en sê, ag, o Michael en Talita, sal hulle dit ooit maak? Kan ek jou iets vertel? Dis nie waarvoor God jou geroep het nie. Hy het jou geroep om te sê, staan agter hulle, staan onder hulle, lig hulle op, want jy weet nooit, waarheen is God van plan om te stuur nie. Ek het gesien hoe dat die Here, ou mense, ekskuus dat ek sê dit met respek teen ons ouer persone wat hier sit vandag, ou mense in 'n oomblik uitlig, dan sê ons, ag, hulle kan nie meer nie, hulle is 'n bietjie te old school om 'n ding te verander. Dan sien ek hoe dat die Here 'n radikale ingryping maak, en hy swaai 'n situasie in 'n totale nuwe rigting, en dan kom 'n deurbraak. Kerk van God, ek gee nie om wat die roeping is nie, ek gee nie om hoe groot die oorlog is nie. Die vraag is vanaand, wat God vir u en my wil nalaat is, wat maak ons? Ek wil vanaand vir u sê, daar's vanaand, terwyl ek in hierdie gebou sit, terwyl dat u na hierdie boodskap luister, is daar 'n oorlog besig om plaas te vind. En hier sit mense wat moontlik as 'n Joshua moet gaan dien. En ons wonder. Ek sê altyd, as iemand my bel, ek sal nooit vergeet, dan kom 'n tyd in ons bediening, dat ons in 'n gemeente kom en daar's 'n man, toe ek die dag daar gaan sit en ek ontmoet die bestuursraad. Toe ons nou klaar ontmoet het en gekuier het, toe kom daar 'n broer so by die voordeur aangestap en toe hy so die trappe opklim, toe sit hier 'n ouerige man hier langs my. En hy sê vir my hierdie woorde. Hy sê, pastoor, ons moet maar oppas vir hierdie broer wat nou hier kom. Sê regtig? Hy sê, hy sê groot moeilikheid maak. Sê regtig? Hy sê, ja broer, hy vat al wat 'n pastoor is. Ek sê regtig? Sê ja. Ag, kom ons kyk wat doen die Here. Daai ou fighter het my grootste ondersteuner geword. Daai ou fighter het later die Joshua in my gemeente geword. Ek sal nooit vergeet, een Sondagmôre, toe staan hy op, toe sy broer, kan ek net 'n vinnige getuienis bring, hierdie ou fighter, hierdie ou wat die hele gemeente oor gewaarsku was, en die Here rig hom op in 'n oomblik, en hy staan op, en hy lewer getuienis in daardie kerk, en daardie môre, toe sien ek hoe loop trane oor wange, en ek sien hoe gryp mense na die sakdoeke, en na die tissues, en ander steek hulle hande agter hulle oë, agter hulle hande weg, en stilweg pik hulle die traantjies uit hulle hoeke van hulle oë uit, want luister, daar's 'n tyd wat God sê, ek gaan die Joshua's gaan ek uitstuur, en al wat God wil hê, hy soek nie iemand, hier leer ons, God stel nie belang in die kritiseer nie, God stel nie belang in die mense, wat wonder, gaan hy dit maak nie, hy gaan dit maak, weet jy wat, my familie het op 'n tyd gewonder, gaan ek dit maak, die genade van die Here, dis 26 jaar, en ek sal staande bly, tot die dag wat die Here vir my sê, dit is klaar, kerk van God, die Here soek ons, om in te stap, as 'n Joshua, as 'n Aaron, en as 'n, ekskuus as ek opgewonde raak, ek sal dit maar rustig doen vanavond, maar daar's 'n belangrikheid in die boodskap vanavond, God soek ons, om uit te trek, God soek die volk, hy soek die leidsmanne, maar hy soek nie kritisie nie. Hy soek 'n Moses. En hy soek mense wat bereidwillig is om te sê, kan nie meer fight nie, maar ek kan hande omhoog hou.
hande omhoog, maak dat ons saam oorwin. Tyd om die hande van hulle wat uitgaan weer op te lig. Weer op te lig. Iemand het vir my gesê, Pinkster het sy tyd gehad. Ek wil vir jou iets vertel. Daar's iets aan die kom en ek weet nie wat dit is nie. Al wat ek weet is, ons gaan oorlog toe gaan. Tini, jy sit so lekker stil en beskeie daar agter. You'll have to fight, my brother. En ons weet nie, dalk het die Here 'n plan om jou 'n Joshua te maak. Ons wil net nou. Moontlik is hy 'n Aaron of 'n Hur. Ons sal nie weet nie. Broer Willie, ek weet jy voel jy word nou lekker oud, né? En die liggaam sê te veel hy op jy word nou oud. Ek wil vir julle sê ek het vandag die beste kompliment van my lewe gekry. Toe my kleinseun vir my sê, praat oor iets. Hy sê, oupa, hoe oud is daai mense? Ek sê, maar ek buite die kerk. Ek sê, die hulle is so oud. Hy sê, regtig. Hy sê, oupa, jy en oupa gaan aan soos jong mense. En hulle is ouer as hulle. Mooi man. Beste compliment wat jy kan kry. Die beste compliment. Want ek wil jou iets vertel. Oud, maar nie koud nie. As ek die swart kan neem nie, dan doen ek dit in die gees. As ek nie meer kilometers saam met die jonge om die blokke kan loop nie, I'll fight in the spirit. Maar die Here gaan ons lei om by oorwinning uit te kom. Ons kom agter. In die week of 'n week bietjie nou se weer terug. Toe kry my vrou 'n oproep. Iemand wat proklameer hulle het 'n preek vir die kerk. My vrou se woorde was kortom gesê, kom klim saam in die stryd, miskien kry jy 'n kans. Jy sien, daar's baie wat nie met die oorlog wil voer nie, maar om die preke kom preek. Kom voer die oorlog. Want jy sien, in die oorlog kry ons die preek. In die stryd kry ek die lerings. My beste preker, hoor gou mooi, ek wil dit vandag vir u sê, my beste preker, wat ek in my lewe gepreek het, was in die tye, toe ek in die grootste parskuipe, en in die diepste drukgange van my bestaan gestaan het, toe ek gevoel het, liewe Here, die druk is net te veel van die mens af op my, toe gee die Here my die genade, en die vermoë, om van die beste boodskappe, en die beste leringe te bedien, wat ek in my lewe kon doen, die beste oorlog, wat hierdie volk in hulle lewe gevoel het, was toe daar 'n godsman gestaan het op 'n heuwel, met sy hande in die lug, en daar was bidders, wat saam met hom gebid het, toe daar 'n Joshua was, wat gesê het, waar is Moses? Hy kon omgedraai het, hy kon gesê het, Moses is die leidsman van hierdie volk, wat soek hy op die berg, toe sê hy, ek gaan ingaan, en ek gaan die volk lei, in hierdie oorlog. Van die Here. Die Here roep vanaand intens. Praat met sy kerk vanaand intens. Dis tyd om vorentoe te beweeg. Sal hierdie aanklag nooit by ons uitkom nie. Jesus kom in die tyd van Getsemane. Terwyl die woord van die Here sê, terwyl dat hy bid, terwyl dat hy die grootste oorlog van sy bestaan, van sy menslike bestaan staan, die woord van die Here sê, hy het met soveel inspanning gebid, dat sy sweet het soos bloed geword. En toe hy opstaan, toe lê hulle wat die kerk moet bou, was aan die slaap.
nie net wakker maak. En hy vra, hy sê vir Petrus, Simon, slaap jy? Lede in Christus kerk, rode poort, wat 'n aanklag sal dit wees, as ons eendag wakker skrik, en ons kom agter ons is te laat gewees, vir die oorlog. Wat 'n aanklag, as ons wakker geskik word, en die Here moet vir ons sê, horison, hoekom slaap julle? Is jy nie in staat om 1 uur te waak nie? Is jy nie in staat om hierdie oorlog saam met my deur te sien nie? Is jy nie in staat om hande te vat en te waak oor hulle wat op die slagveld staan? Ek het dit gesê en ek sal dit aanhou sê, as 'n kerk nie gaan leer om weer saam te bid nie. Ek het dit gesê en ek gaan dit vir die gemeente ook nog sê. Die kalender van hierdie gemeente verander in 2026 hoor. 2027. Ons gaan so 'n bietjie minder geld maak. En ons gaan so 'n bietjie meer bid. So 'n klein groepie is baie stil as ek dit sê. Ek dink julle is my backup. Dis tyd. Jare wat ons gebid het. Miskien kan julle onthou. Ek sal nooit vergeet, ek was 'n klein seentjie gaan kuier met my oupa op Potchefstroom, by die AGS in Potchefstroom bid. My oupa het daar op 5 ook as die Potchefstroom kom, jy draai so links net voor die Potchefstroom gaan. Daar op 'n plot gebly, dan ry hy elke Sondag, elke Woensdag aand, Sondag, alles. Ry hulle tot naby die universiteit in Potchefstroom, en die bidhuis was daar. Die dienste was daar. Ek sal nooit vergeet, as 'n jong seentjie, dit was vir my die lekkerste om bid hier toe te gaan, nie omdat ek kon bid nie, maar as ek daar instap, het dit so gezoem, het so gedruis. Daar was nie iemand wat die orgel getokkel het en saggies gespeel het nie. Daar was nie 'n klankman wat 'n CD aangesit het en worship musiek gespeel het wat ons kon bid nie. Daar was 'n volk wat gebid het. Daar was 'n generasie wat God se kerk gebou het. Kan ek jou sê, weet jy wie was daai generasie? Nie daai ooms en die tannies wat die koeksisters gebak het nie. Of sou ek sê, nie hulle wanneer hulle die koeksisters gebak het nie. Daai ooms en tannies, as hulle klaar koeksisters gebak het, as hulle klaar vir die koeke gekoop het, as hulle klaar paais gebak en verkoop het, dan het hulle hande gevat en hulle het God gesoek. Ek sal nooit vergeet, Western Area, Lede in Christus Kerk, Western Area, Woensdae aande, elke Woensdag aand na bidhuis. As ons klaar gebid het, dan stap ons daarin, en dan begin ons dit nie, want môre moet die susters bak en al die goed in dit. En dan wil ek vir u sê, ek sal nooit vergeet, toe in 1 jaar die syfers by mekaar sit, toe verklaar hulle, toe sê hulle, daai jaar, ons praat van 25, 26, 27 jaar terug, en toe hulle net uit koeksuster verkope, 88.000 rand gebruik, wat die kerk gebou het in Western Area. Ja, amen. Maar wil jy iets vertel? As jy op 'n Sondagmôre die kerk genader het, dan het jy gehoor dit zoem. Dat jy gehoor dit weer galm. En as jy instap, dan hoor jy nie hier's 'n ou wat voorgaan in gebed en dan hoor jy almal bid. Wat die eer aan die kerk getref. As ons by mekaar kom, dan vra ons die sterk manne om te bid. Dis die manne wat ons deurvat hemel toe. Ek het iets geleer in my lewe.
by 'n ou tannetjie, met 'n klein grys bolletjie, die agter die kop, met 'n ou ronde hoedjie op haar kop. Toe ons in 'n gemeente kom en die Here draai daai gemeente om na groot sukses toe. Toe ons die dag by haar instap, toe sê sy, pastoor, ons is so dankbaar. Hulle dog wat kom hier. Nou verwag ek, sê dat sy so dankbaar dat jy hier is. Daai dag sê dan tannie vir my, pastoor, die Here het jou gestuur. En saam met jou het die Here gekom. Sy sê, want al die gebede wat ons gebid het vir hierdie gemeente, kom nou in vervulling. Kerk van God. Dis kan nie langer wegkry nie. Kan ek gou iets sê? Weet jy hoekom sukkel jeugleiers en sonderskoolleiers om jong kinders te aktiveer vir die werk van God? Want die mamas en die papas is nie meer in die oorlog nie. Die Joshua's wat moet opstaan is nie meer Joshua's nie. Die bokke speel Sondag aand, pastoor, ons moet bokke gaan kyk. Ek kry wel tyd toe se bokke wil gaan kyk. Ons het almal, moenie worry nie, julle kry die mooi kant van die boodskap, die gemeente sal die ander kant kry. Die belangrikheid is vanaf, God sê, ontwaak. Hou hande hoog en oorwin saam. Jy sien, die dag toe die kerk verander, en ons staan op, hoor gemooi, en ons gee kans vir getuienis. En hier staan 'n oomie op en hy sê, broers, ek het die Here vertrou hierdie week, ek het R30.000 nodig gehad. En ek het die Here vertrou vir R30.000. En weet jy, op een of ander manier, het die Here vir my deurgekom, want Vrydagmiddag, toe betaal iemand R30.000 in my rekening in, toe cheer die kerk, en hulle is op hulle voete, en hulle hande is in die hemele, en na daardie getuienis, staan 'n ou oomie op en hy sê, kinders van die Here, ek wil julle iets vertel, hierdie week, toe stuur God my op die pad daar in die dorp, en ek kom daar, en daar lê 'n ou boemelaar langs die straat, en die Here lei my, ek moet vir hom 'n ou broodjie gee, en toe vir hom die ou broodjie gee, toe sê die Here seën nie, en toe sê die Here, ek moet vir hom 'n gebed doen, en as hy klaar is, en hy gaan sit, dan maak die gemeente. Ons mis die doel. Ons mis die doel. En ons mis hom by verder. Want jy sien ons, dankie vir 'n tesourierspaar wat die boeke doen in die gemeente. In hierdie week, toe sê pastoor ons net vir jou sê, dit gaan baie goed. Jy kan vra, in die 8 maande wat ek hier is, het ek nog nooit gevra, sê my, wie is die manne wat die grootste tiende gee nie? Wat kyk jy? By die Here nie. Jy sien, as jy begin prys, vir wat in elk geval aan God behoort, dan kry hulle groot kop, en dik kop, en hulle glo naderhand hulle beheer die kerk. Dis wat ons probleem het. Daar is net een heerser van die kerk, en dis die God, wat gevra het, Petrus, Simon, Petrus, op jou gaan ek my kerk bou. Onthou jy dit? Dit is so 'n bietjie verder in die Bybel. Petrus,
se boodskap vir Sondagmôre. Slaap jy? Ek wil die vraag vanaand, ek is klaar, ek gaan nie verder. Dis tyd. Dis tyd. Dis tyd dat ons weer begin om gebedskringe te begin vorm. Dis tyd dat ons weer daai groepie ouens het wat sê, ons gaan die Here begin soek tot ons die antwoord het. Ons gaan nie weggaan nie, ek wil nie gaan afsluit met 'n getuienis. Nie my getuienis nie, maar 'n getuienis wat ek gehoor het, van 'n ou godsman, wat 'n gemeente bedien het. En een aand, toe bel een van die gemeentelede, en hulle sê, pastoor, jy moet kom, ons moeder lê op sterwe. Hy het net na kerk gehou. Hy het die Sondagmôre kerk gehou, die Sondagaand kerk gehou, sy liggaam is getraineerd, is getap. Sy pastoor, ons moeder lê op sterwe. Hy klim in die kar, is ek so pad. En toe hy uitstap, toe sê die Here vir hom, vat jou sak saam. En dit was nie 'n lede kerk nie. Vat jou sak saam. Toe hy instap, en vat op hierdie ou moedertjie wat op sterwe lê, se kamer in. Toe kyk hy die familie, hy sê, sal julle ons verskoon? Hy sê, gaan julle gaan slaap, ek gaan by haar maak. En hy gooi die voete net van haar bed, sy sak uit. En hy begin lê. En hy begin soek na die Here. En hy begin stry. Want jy sien, daar's 'n oorlog oor die behoud van 'n siel. En hy begin te stry en hy begin te worstel. En hy bid daardie aand, hy sê, kan nie onthou. Hy weet, hy tot laat in die middernagtelike ure het hy gebid. En ewe skielik, toe oorval 'n diepe slaap op, daardie koue vloer. En hy raak aan die slaap. 6:00 daardie môre, toe maak hulle hom wakker. Pastoor, hy verwag slegte nuus. Want toe hy sy oë oopmaak, toe is dit 'n sterwende tannetjie wat hom wakker maak. Toe hy haar uit die dood en uit die kake van die dood gebyt. Pastoor Tiet, wat oorlede is, wat jy van Rotfontein gemeente, het enige getuienis vertel, hoe dat hy op by 'n huis instap en daar 'n man lê wat gesterf het, en hy op daardie man gaan lê, en toe hy op hom gaan lê, en God blaas nuwe lig, 'n nuwe gees in daardie man se liggaam in, en die Here wek hom uit die dode uit op. My vraag is net vanaand, hoekom gebeur dit nie meer nie? Kind van God, slaap jy nog? Petrus, slaap jy? Ons weet, die stryd is veldig. Die tyd het gevorder. Maar ek sê u vandag, hier sit jong mense, wat na geslag kyk, wat aan die slaap is. Gaan dit reguit sê, hierdie jeugleier kan alles wat sy vermoë bedoel om jong kinders te red uit die kake van die hel uit. As die ma en die pa nie gaan wakker word nie, gaan die kinders nie wakker word nie. Ons kan sondig na sondig diens hou.
Maar as ouers en as mense nie weer gaan die mandaat opneem, soos ons op 'n vorige geleentheid gepraat het nie, en nie weer gaan toetree tot die stryd en tot die oorlog nie, gaan die Joshua's nie weer opstaan. Gaan die Aarons, die Hurs en die Moses nie meer bid nie. Dis tyd. Dis tyd, sal die orkes vir ons vorentoe kom. Die tyd het aangebreek, dat die Here vanaand met sy kerk gepraat het. En vanaand sê die Here, Anton, as jy geroep is, as jy geroep, as jy 'n bidder moet word, as jy geroep is as een, begin te bid. As jy bepaal is vir die voorste linies, dis tyd. Dis tyd. Ken julle daai liedjie wat sê stand up? Stand up for Jesus. Ek kan nie vir sy net nie saam met Jesus.